wonderlijke naam van het school in Jesus. Ik is de Auntie Annie. Ik is Auntie Annie zijn tweede dochter. Haar skriflezing is in Mattheus 15 vers 22. Ik ga nou lees, ik kan maar net luister en volg. En 'n vrou het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê: "Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid. My dogter is erg van die duiwel besete." Maar hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê: "Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan." Maar hy antwoord en sê: "Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel." Daarop kom sy en val voor hom neer en sê: "Here, help my." Maar hy antwoord en sê: "Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie." En sy sê: "Ja, Heer, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van die tafel van hulle baas afval." Toe antwoord Jesus en sê vir haar: O vrou, groot is jou geloof. Laat dit vir jou wees soos jy wil hê." En haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Dankie. Derde dochter. Derde dochter. Again, I like woman from that facility came to him, crying out, "Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession." Jesus did not answer a word. So his disciples came to him and urged him, "Send her away, for she keeps crying out after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of Israel." The woman came and knelt before him. "Lord, help me," she said. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs." "Yes, Lord," she said, "but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Then Jesus answered, "Woman, you have great faith. Your request is granted." And her daughter was healed from that very hour. Amen. Vanmorgen bid ek dat die saad wat gesaai word op vrugbare grond sal val. Bid dat die grond, dankie dat jy reeds die grond voorberei het. En dat hulle wat 'n oor het sal hoor wat die Gees vanmorgen vir hulle wil sê. In die naam van Jesus word verheerlik. Goeiemôre die waars. Halleluja. Nou hierdie twee jong dames het gelees van die Canadese vrou in die tyd van Jesus toe hy op aarde gewandel het. Nou die Bybel maak spesifiek melding van haar herkoms. Sy was 'n heiden, of sy was 'n Kanaaniet, of sy was 'n Syro-Phoeniciese woman. Wat beteken sy het nie aan God geglo nie. Mense het nie die God van Israel geken nie. So daarin is reeds 'n boodskap. Sy het God nie geken nie. En die vrou sê die Bybel, sy het 'n dogtertjie gehad wat erg duiwels besete was. So, ek weet nie of jy weet wat dit beteken om 'n mal mens in jou huis te hê nie. Ons sê vir hulle is mal, of hulle is 'n varkies is nie almal op hok nie. Of Freddy het eendag gesê die maafvark, as die maafvark weggehardloop het, is daar heeltemal chaos. So ek dink dit was die geval hierso. Die medici sê hulle is geestesversteurd. Meen hulle geen redelike denke nie. Hulle kan nie reg dink en reg doen nie. Alles wat hulle doen word aan hulle voorgesê deur stemme wat hulle alleen hoor. En die Bybel
die stem van Satan wat met hierdie kind gepraat het. En hierdie vrou moes gehoor het dat Jesus daar verby gaan in haar dorp. En toe sy hoor Jesus gaan verby, het sy gehoor, dis nie 'n gewone man nie. Hy het siekes gesond gemaak, hy het blindes laat sien, hy het ewig duiwels uitgedryf. En toe sy dit hoor, toe vat sy dit vir haarself, want sy het 'n probleem in haar huis. En sy glo die woord wat sy gehoor het, die heidense vrou, glo die woord wat sy gehoor het, dat Jesus duiwels kan uitdryf. Nou dan sê Paulus sê, deur gehoor kom geloof. Dis Romeine 10 vers 7. Hy sê as jy hoor die woord van die Here, dan glo jy. So ja, dit alleen pose 'n challenge vir ons in die tyd waarin ons lewe, wat ons glo nie maklik wanneer ons die woord hoor nie. Ek hoop dit sal vandag verander. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Faith is developed and strengthened through hearing the message of the gospel, specifically the word of God. It emphasizes saying faith is generated by hearing and understanding the message of God. My gebed vanmôre is dat die ore sal oopgaan, dat jy sal verstaan die woord van die Here, dat geloof in u hart sal opkom wanneer u dink en hoor van hierdie vrou wat eintlik bejammeringswaardig was. So nou ja, 'n paar weke gelede, toe Pastor Karel sy eerste boodskap oor faith gepraat het, het hy gesê uit die mond van Miles Monroe dat geloof is gelykstaande aan beplanning. So wanneer jy jou geloof wil ontwikkel of toets, moet jy beplan wat gaan jy doen. So hierdie vrou het daai stukkie verstaan. Yes. Ek het geloof, ek het gehoor, Jesus kan my kind gesond maak. So nou maar, wat gaan ek doen? Want ek kan nie die kind saamvat na Jesus toe nie, die kind gaan roksens maak en verloor vir Jesus. So wat gaan ek, dit was haar eerste challenge, dink ek. Haar tweede challenge is, die stemme wat praat in haar gedagtes. What if? As jy nou terugkom en die huis is afgebrand, dan jy kan dit nie redelike denke nie. En ek verstaan, wanneer hulle deur mekaar gaan, kan niemand in niks verkeer nie. So wat as ek by die huis kom en my huis is afgebrand? Dis 'n moontlikheid. Maar wat as Jesus haar genees? As die huis afgebrand word, sal die laaste keer wees. Dit gaan nie weer gebeur nie. Wat as jy jouself seermaak of jy mense in die huis seermaak en? Dit is 'n moontlikheid. Maar sou dit gebeur? Wat as Jesus haar gesond maak? Dan sal dit die laaste keer wees. Dan is my worries verby, dan hoef ek nie weer te worry oor haar nie. Dan kan ek uitgaan saam met die vroue en in die mark gaan sit en my goedere verkoop. So ons is, we are faced with challenges. Dit hang van jou af wat jy met die challenge gaan maak. Hoe gaan jy die challenge hanteer? Nou dan sê Paulus in Galasiërs 5:17, hy sê die gees begeer teen die vlees en die vlees begeer teen die gees. Wat beteken hulle staan teenoor mekaar as vyande? Die gees wil nie hê die vlees moet wen en die vlees wil nie hê die gees moet wen nie. Maar dit is in jou wil om te besluit wat jy gaan doen. Gaan jy die vlees laat wen of gaan jy die gees laat wen? Dan sê hy, wandel deur die gees dat jy nie die begeerlikheid van die vlees volbring. Paulus maak ons daarvan bewus dat die vlees is 'n sterk teenstander van die gees. Maar as jy die gees wandel, as jy God se gees het, dan hoef jy nie te vrees vir die vlees nie, want dan sal jy nie die begeerte van die vlees volbring nie. Jy sal dit nie as 'n challenge sien as die vlees opstaan, want jy sal vir die vlees sê, daar staan geskryf. Halleluja. Jy moet besluit na wie jy luister. Want hierdie heidense vrou
wat nie God geken het nie. Wat nie weet dat geloof deur gehoor kom. Onmiddellik toe sy die woord van verlossing hoor, glo sy. En sy was vir ons 'n voorbeeld. Dit was maar een van haar challenges. Maar nou kom sy by Jesus. Nou kom sy by Jesus. En sy skree agter Jesus aan, want sy wil sy aandag trek. Sy wil hê Jesus moet tog aandag gee. En sy, so sy hardop, so sê sy, help my, wees my genadig, my kind is mal, my kind is die mekaar, help my. Maar Jesus gous die vrou. Hy wil net aan, hy maak asof jy nie hoor nie. En sy skree net, soveel so dat die disciples geïrriteerd raak. Hulle vra, meester, moet ons sien dalk? Of sê net iets dat sy kan verbygaan. Sê nou, is nie vast. Yes, toe. Sy skree agter Jesus aan, en die disciples is erg gefrustreerd. Want die vrou werk op hulle. En hulle sê, praat sê net iets. En Jesus draai na die vrou toe. Hy sê vir haar, ek kan nie die brood van die kinders wegneem en vir die hondjies gee nie. Wauw. Ek dink as ek was, en hulle sê, sorry dat jy opgeplan, dan het ek opgedraai en huis gegaan. Ek sal maar 'n ander plan maak. Yes. Jesus sê, kan nie die brood van die kinders weg. Dis 'n ernstige insult. Dis 'n ernstige cheek vir 'n godsman om vir jou te sê. Die vrou kan gesê, wat 'n soorte heilige is jy, wat vir my so lelik kan word. Maar sy het 'n plan gehad. Sy onthou haar plan. Sy het 'n mind gehad. Sy onthou die rede hoekom sy daar is. Wat het daar gebeur? En die vrou het nog Jesus se aandag. Sy val voor hom neer, sy kniel voor hom. As 'n teken van nederigheid. Ek verneder my voor U. En sy sê, verstaan hy julle ding. Sy sê, Jesus, ek kan eintlik sien hoe smaal sy vir hom. Sy sê, verstaan hy julle ding. Hy hartseer smaal. Ek weet waarvan jy praat, maar ek het nie nodig. Ek kan nie teruggaan. Leë hande nie. Ek het gekom om iets te kry. So ek kan nie leë hande teruggaan nie. Dis nie 'n opsie nie. En Jesus kyk na haar. Nou dis 'n metafoor wat hy gebruik het. Want Jesus is mos alomwetend. Hy het geweet van hy vrou, hy het geweet van haar situasie, hy het geweet wat gaan gebeur. Dit was nie vir hom iets niets nie, dis iets wat hy nog vinnig aan gedink het nie. Hy het geweet hy vrou kom. Maar hy weet die disciples wat saam met hom loop op die aarde. En hierdie disciples weet nie dat Jesus van hulle weggeneem gaan word nie. Maar hy weet hierdie mense moet net iets leer, ek moet vir hulle iets gee om mee aan te gaan as ek nie hier is nie. Laat hulle nie verlore voel nie, want die boodskap van verlossing moet aangaan. Yes. En hy maak die metafoor van die hondjies en die brood. Halleluja. En die vrou sê, ek verstaan, ek is bereid. Ek weet ek is 'n hondjie. Maar die krummels daarop, sy sê, Vader, die hondjies eet daarom van die krummels wat van hulle se basiese tafel afval. Wat eintlik sê, die krummels is eintlik genoeg vir my, want jy mos eintlik gekom vir my soort nie. Want dit is wat die metafoor sê, Jesus het gekom vir die Jode en nie die nie-Jode nie. Dit is wat hy vir die vrou sê. Ek het gekom vir die verlore skape van Israel. Meaning ek het gekom vir my volk, my mense. Ek het gekom vir die kleerlinge. Ek het niks vir die ander mense te doen nie. En die vrou sê, nee, verstaan dit ook, maar ek het nie nodig. Yes. En Jesus kyk na haar. En hy sê, vrou, jy het groot geloof. Gaan huis toe, jou kind is gesond. Halleluja. Die boodskap in daardie metafoor is Jesus wys vir sy disciples dat daar is nie net wit en swart. Daar is 'n grys in between. En wat doen ons met daardie grys in between? Daar is genade vir jou as jy nie Jesus ken nie. As jy nie deel van sy mense is nie. Daar is steeds genade vir jou as jy na hom uitroep. Hy gaan jou nie ignoreer
Hy sê as prins vir die vrou die hondjies in die brood. Want hy wil haar geloof uittrek. Hy wil haar geloof stimuleer. Hy wil vir hierdie disippels van hom wys dat geloof is nie 'n geboortereg nie. Geloof sê nie as jy die prins is van 'n land, dan is geloof net vir jou nie. Geloof sê nie as jou pa Donald Trump is en die meeste geld in die wêreld, ek weet of hy die meeste geld in die wêreld het nie, maar geloof is vir almal, want Jesus het vir almal gewoon. Geloof is nie 'n geboortereg vir die vlees nie. Geloof is 'n geboortereg vir hulle wat in die gees gebore is, hulle wat Jesus aangeneem het en hom erken as hulle Vader. Dan raak geloof 'n geboortereg in die gees. Dan kan jy begin operate in geloof, want dit is aan jou gegee as 'n gawe. Paulus sê in 2 Korintiërs 12, waar hy praat van die gawes, hy sê dit is 'n gawe van die gees wat manifesteer. So dit is 'n gawe wat aan jou gegee is, nie vir jouself. Het broer Steenkamp gesê nie. Die gawe is nie vir jou dat jy hom met polish in die display cabinet sit nie. Die gawe is aan jou gegee sodat jy hom kan gebruik om die kinders van die Here te bemoedig, to benefit the church of God, to benefit the body of Christ. Daarom het ons 'n genadegawe gekry, nie vir onsself nie, maar om te gee dit wat die Here aan ons gegee het deur genade. Amen. Geloof is vir almal wat die woord van die Here hoor en glo. Romeine 10 vers 7. Deur gehoor kom geloof en geloof die woord van God. Dan sê Paulus, hy sê, walk by faith and not by sight. Hy sê, as jy gaan kyk na die omstandighede, dan is jy verlore. Dan sal jy nooit die redding kry wat die Here vir jou bewerkstellig het nie. Hy sê, as jy gaan konsentreer op wat die mense sê en wat die mense doen, jy's verlore. Want jy moet in die gees wandel, sodat jy nie die begeerlike natuur van die vlees kan nakom nie. Jy moet in die gees is, sodat jy kan weet, die is nog vlees wat my wil weghou. Hy sê in Efesiërs 6, hy sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede. So as jy 'n kind van die Here is, dan het jy baie challenges van jou geloof, want ons teestander, die duiwel, die owerheid van hierdie wêreld, hy soek om jou geloof weg te neem van jou af. Hy soek om jou in twyfel te laat lewe, en dan kan die koninkryk van God nie progress nie. Dan kan daar nie mense gered word nie. Dan kan daar nie siekes gesond gemaak word nie. Dan kan daar nie blindes is wat sien nie. Want hy hou jou onder sy duim. Wandel in die gees, dat jy nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. This is a biblical principle urging believers to trust in the word of God, to trust God's promises, His guidance, to trust that He will do what He said He's going to do. Relying solely on physical evidence, circumstances, or human logic is dwaasheid. Yes. As jy gaan kyk na wat sê die mens, wat sê, en ongelukkig onze kinders, onze jong mense moes baie slim, as hulle hier van die universiteit afkom of van die waar hulle gestudeer, dan sê hulle vir jou, but research show. Dan sê Paulus, dit het niks met research te doen nie. Laat die researchers maar die research doen as hulle se ding. Maar jy as 'n kind van die Here is, jy kan nie gaan op wat research show nie. Jy moet gaan wat die Gees gewys het. Jy moet gaan wat die Gees sê. Dan alleen sal jy gered word. It means living with an eternal perspective, trusting in the unseen, and acting on conviction even when the path forward is unclear. Dit sê al sien jy nie die pad
Mostert sê, geloof is 'n vrygawe wat Jesus aan ons gee wanneer ons na hom toe kom. Maar, groot maar, die beloftes van die Here, so getrou soos wat hulle is, dit hang af wat jy daarmee gaan doen, want hulle is gekoppel aan voorwaardes en kondisies. Terms and conditions. Daar is die ding. Hy is gekoppel, elke voorwaarde in die woord van die Here is gekoppel aan terms and conditions. As jy nie God op sy woord vat nie, hoe kan jy in geloof wandel? Hoe kan jy in geloof lewe? Hoe kan jy goed in die geloof doen? As jy nie glo wat sy woord sê, as jy nie in die woord is nie. Hy sê in Johannes 15, praat hy van die ware wynstok en hoe ons in hom ingeborge moet wees. Dan sal ons, hy sê vers 7, hy sê as jy in my bly, dan bly ek in jou. En die belofte, dan as jy in my bly, groot, as jy in my bly, dan kan jy vra enigiets. Net wat jy wil hê, kan jy vra, en jy sal dit kry. Maar die condition is, bly in my. Moenie van my af weggaan nie. Moenie agteraan in gode aangaan nie. Moenie vertrou op dinge wat jy kan sien en vat en hoor wat mense sê nie. Bly in my, hoor wat ek sê, glo in my. Dan kan jy vra net wat jy wil en jy sal dit verkry. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. And in all your ways acknowledge him. Daai is Spreuke 3 vers 6. Ken hom in al jou weer. Nie net hier en daar en nou en dan nie. Ken hom in al jou weer. Moenie op jou eie insig staat maak. Jou eie insig is human logic. Daai kom in die boeke wat ons lees en wat ons hoor en so. Hy sê vertrou op my. Vertrou op my. Ek is jou skepper. Ek weet wat het ek gemaak. Ek weet wat het ek in jou gesit. En alleen dan word die belofte van die Here in jou lewe waar. Dan kan jy gaan en jy kan nie met die Here beklei as jy goed nie uitwerk, soos ek moet uitwerk nie, as jy weet jy bly in hom. As jy weet jy is gewortel in hom, dan kan jy in jou binnekamer gaan en jy kan 'n tentrum gooi voor die Here en sê maar ek bly in jou. Hoekom werk jy dinge nie uit nie? Hoekom kry my kinders nie werk nie? Hoekom werk my huwelik nie? Hoekom? Jy kan 'n tentrum gooi voor die Here want hy is jou pa. As jy in hom bly. So daar is 'n groot voorwaarde aan verbonde aan die beloftes van die Here. Die beloftes van die Here is getrou as jy in hom bly. Soos ek gesê het, ons geloof word gechallenge, net soos hierdie heidense vrou se geloof gechallenge was. Tot op die punt dat Jesus vir haar vergelyk het met 'n wyntjie. Haar geloof was gechallenge, maar sy het vasgehou aan die geloof wat sy in haar hart gehad het. Dit wat vir haar gesê het, as jy hier omdraai, jou kind is gesond. As jy hier omdraai, jy sal nooit weer hoef skaam te kry as mense by jou huis kom en die huis is op sy dak gedraai nie. So glo in die Here Jesus Christus en jy sal bevestig word. Ons worstelstryd is nie weer dit wat in die Bybel staan nie, is nie ons 'n storie nie. Dit is waar. Dit is waar, as jy 'n kind van die Here is, dan het jy al 'n paar van hierdie goed teëgekom waarvan Paulus skryf in Efesiërs 6. Dan het jy gesien, maar die is nie 'n mensgemaakte ding nie. Die ding kom reg in die put van die hel uit. En dan sê geloof jy vir eerste skrik. Geloof sê jy hoef nie te skrik nie, jy moet vasstaan. Jy moet vasstaan in dit waarin jy glo. Jy moet nie laat die enige wind van ongeloof jou waai en versoekings kom en aanslag van die duiwel kom nie. Jy weet dis 'n aanslag van Satan, so jy die volle wapenrusting van Christus aan. Jy kan daai ding hê ontmoet en jy kan hom oorwin. Ter afsluiting, na dit alles, sê Paulus,
Jy is nie sommer maar net nie. Jy het 'n Creator wat jou geken het voor die grondlegging van die aarde. Hy sê in Efesiërs 2:10, for we are God's workmanship created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Wat beteken nog even voordat jy gebore was? Toe het jou maker gaan sit en hy het al die mooi goedies in jou ingebou. Die psalm sê, you are wonderfully and beautifully made. As ek dan dink ek aan die anatomie van die menslike liggaam. Dan sê, wow, how great are you, Lord. Want wie het nou geweet die bene moet 'n sekere funksie doen, hulle moet 'n sekere manier, hulle moet op 'n sekere manier aan mekaar gekonnekteer wees. Maar dis nie al nie. Hy gee 'n funksie vir elke ding. Hy bou die human physiology in jou liggaam in. Dit is wat jou Creator gemaak het. Ek sê dit nie om oulik te klink nie. Dit is oulik. Maar ja, ek sê dit nie om oulik te klink. Ek sê dit sodat jy kan weet, you are wonderfully and beautifully made. Behalwe die besige struktuur, behalwe die spiere, die tendons, die whatever wat in jou liggaam is, het God in jou gees, het hy in jou DNA, het hy 'n ding ingebou, man, wat jy nou moet uitlewe. Nou is die tyd dat jy moet gaan kyk, wat het God in jou DNA gesit. Die groot mense het gesê, is in jou bloed. En as hy in jou bloed is, dan kan niemand hom uithaal nie. Nie keer Satan kan hom uithaal uit jou bloed uit nie. Ja, hy kan kom met sy leens en die leens oppak en hy wil toemaak, laat jy hom later nie meer sien. Maar hy is nie dood nie, hy is daar. As jy Satan se leens gaan expose, as jy al my leens leie by leie afhaal, dan kom jy by die beautiful thing that God has implanted in your DNA. Dan sien jy, man, ek is 'n masterpiece. 'n Masterpiece is nie net 'n something nie. Die musicians kan speel enige ander ding, maar daar is op 'n dag wat hulle iets compose. Ja, en hulle compose hom so mooi en hulle maak sulke mooi musiek en hulle dan hoor jy en sê, this is my masterpiece. Daar is nie 'n ding beter as die nie. Dit is soos 'n artist, as hy 'n drawing gaan maak, of 'n beeld gaan create, hy maak baie beelde, maar dan is daar een dag, die spesifieke ding, wat hy nie weet waar die kennis en die insig vanaf kom nie. Dan maak hy die ding so dat, as hy nou hy dink, dan is hy in awe, dan sê hy, as sy vriende kom, of sy familie, dan sê hy, this is my masterpiece. Daar is nie ding beter as die. So dit is wat u en ek is in God se oë. Ons is God se meesterstuk. Ons is sy craftsmanship. Nee, hy gaan sit, hy tyd met ons gespandeer om elke ding in sy plek te sit en te laat werk, soos wat hy wil hê dit moet werk. God het nooit iets gemaak wat nie werk, die alles werk. Alles werk in sy wil. My bemoediging vanmôre is wandel in die gees. Dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees opbring nie. Dan sal jy onderskei wanneer die vlees regop voor jou staan. Dan sal jy die vlees kan bestraf want jy weet waarvan hy kom. Wandel in die gees. Dan kan jy al God se beloftes kan jy claim vir jouself en jy kan die gawes wat aan jou gegee is gebruik vir sy liggaam, want die gawe was nooit joune Petrus om mee te begin nie. Die gawe is om die liggaam van Christus op te bou. Dis om die liggaam van Christus te bemoedig dat hulle nie moed verloor nie, dat hulle weet waarvan hulle kom. Jy's nie in niks nie. Jy het nie maar net, jy's nie 'n ongeluk nie. Jy's nie 'n ongeluk nie. Jy's nie 'n magneet nie. Jy is God se craftsmanship. En as Satan kom met sy leens, dan gaan lees jy Efesiërs 2:10. Dan sê jy vir Satan, hier is geskrywe, ek is God se creation. Ek is gemaak volgens
volgens sy beeld, volgens sy gelykenis. So daar is niks wat jy my kan vertel wat die waarheid is nie. Ek ken die waarheid. Halleluja. En om hierdie noot wil ek 'n uitnodiging maak. Halleluja. As daar iemand is wat voel sy geloof of haar geloof is besig om te wankel, jy het versterking nodig, kom vanmôre vorentoe. Die Here is hier om jou swakheid tegemoet te kom. Hy sal jou nooit verlaat en nooit begewe nie. Dit is vir u en my om uit te reik na hom, soos hierdie Kanaanese vrou uitgeroep het en gesê het, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Hy is vanmôre hier en gekom vir almal. Daar is nie 'n wit en 'n swart nie. Daar is 'n grys in die middel wat genade betoon. Genade vir almal wat hom aanroep. Suster Leen, kan jy na vore kom? Suster Leen sê altyd as sy geweet het wat sy vandag weet. Dan het sy toe sy jonk was. Dan het sy sou sy alles vir die Here gegee het. Sy sou met alles in haar die koninkryk van God gesoek het in al sy geregtigheid. En nie getraai het om dinge vir haarself te doen en vir haarself te traai nie. Dan het sy God vertrou om die goed vir haar te doen, want hy sê, soek eers die koninkryk. Soek eers die koninkryk. Die koninkryk is nie net vir ou mense wat klaar hulle se lewe gelewe het nie. Sy sê, sy sou baie obstakels vermy het, sy sou baie hartseer vermy het. As sy eers die koninkryk gesoek het en vergeet het van haar eie vleeslike begeertes. So ek wil 'n challenge aan die jong mense, aan die jong volwassenes, aan almal stel, wat dink hulle kan dinge op hulle eie doen. Soek eers die koninkryk. Gee God 'n try. Kyk of sy woord ja en amen is. Kyk of hy gaan doen wat hy sê hy gaan doen. En die Here seën. Die Suster Leen gaan vir ons bid, dat die Here ons geloof gaan stimuleer, soos wat hy hierdie vrou se geloof gestimuleer het, sodat dit na vore kan kom en kan ontwikkel in something beautiful. Halleluja. Liewe Here, ons kom vanmôre na U. Ons is, You are your masterpiece, Lord. 'n groot apostel wat heen gegaan het gesê, soos vonke in die vuurspad. Soos ons gebore vir moeilikheid. Maar vanmôre staan ons voor ons God wat ons gekreëer het. Die een wat sê, ek het jou in jou moeder skoot geken voordat jy gebore was. Die een wat sê in Jeremia 29 vers 11, I know the plans I have for you. You are our Father. And Father, I stand before you with your children. You know them, each one of them. I bring them, Father, because they need you. You are our Father, so you are our protector. You are our provider. And I bring you, Father, them before you. They need you, Lord. We need you. You are in heaven. Here die hemel is die voet, is die woonplek en die aarde is die voetbank. En ons staan by U en ons wanneer U kom wil ons saam met U die hemel regeer. Die Psalm sê, Here, gaan ek in 'n dal van doodskade weer. U is met my. Ek bring U kinders, Here, want ons het U nodig. Soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, Here. Ons kan dit vir U van U vra. Dit maak nie saak wat die brood is, die Here. U sê U gee dit vir ons daagliks. En ek kom na U toe en ek vra, Here, U kinders staan voor U. We have sinned, we repent, we ask for forgiveness. Because we ask from you our daily bread.
our daily bread. Vergewe ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Here, want ons elke dag moet ons voor U repent. Vergewe ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Want U is ons Vader. Ons het U nodig, die Kanaanitiese vrou het haar hand uitgesteek. Die lifesaver, Here, red net wanneer jy jou hand uitsteek, dan is ons hulpeloos. Dan kan ons nie meer spartel nie, Here. Maar as ons nie ons hande opsteek nie, kan U ons nie help nie. Maar ons staan vanmôre in vir die gemeente en ons steek ons hande op en ons sê, Here, ons het U nodig. Ons het U nodig, Vader, want net U alleen. Ons kan U roep, ons kan U by U genade vra. En ek bid vanmôre, liewe Here, die Bybel sê geloof is 'n vaste vertroue. Die dinge wat ons nie sien nie, Here, ons wil dinge sien, dan glo ons. En ek vra vergifnis, Here, dat ons nie glo nie. Ons glo nie as U sê, vra, gee ons daaglikse brood, dan glo ons nie, Here. Maar ons vra vergifnis by U. Help ons vanmôre. Help ons vanmôre om laag te buig. Help ons vanmôre, Here, om ons omstandighede te vergeet en op U te fokus. Help ons vanmôre, Here, om te sê my alles op die altaar. Dan sal U vir ons deurgaan. Ons moeilikheid is baie, Here. Die apostel het gesê, dis soos vonke wat uit die vuur spat. Die vonke wanneer ons sit as kinders, Here, dis baie vonke. En Here, ons moeilikheid is baie, maar U is 'n genadige God. En vanmôre sê ek vir U baie dankie. Dankie vir die laar wat hier rondom ons trek. Toe Job, Here, daar sit in Job 1, toe vra die Satan, het jy dan nie 'n kring rondom Job, sy besittings en sy kinders getrek nie, maar U trek 'n laar rondom ons. Satan kon nie sy hande op Job sit nie. Hy kon hom nie doodmaak nie. Hy kon die vleeslike dinge, Here, kon Satan vernietig, maar Job se siel kon hy nie vernietig nie. Daarom sê ek vir U dankie vir so 'n God. Ek sê vir U dankie vir so 'n God wat ons kan aanbid. En ek bid vanmôre, liewe Here, laat U wil geskied in ons lewe. Laat U wil in ons lewe geskied, Vader, want dit is net U alleen. Seën ieder en elkeen, Here. Dankie dat U ons trou bewaar. Dankie dat U ons trou hou. Ons is nie altyd so getrou nie, Here. Ons is nie so altyd by U voete nie, maar U bly getrou. Jakobus sê, we have to be joyful for all our things that happen. En die Here, die rede hoekom Jakobus so sê, want hy weet dat die Here draai jou deur alle moeilikheid. Ek het verstom gestaan en gevra, hoe kan die Here sê, ek moet joyful wees? Maar daar is 'n einde wat ek nie van weet nie, as ek net in Hom bly. As ek net sy wil doen, Here, dan is daar vir my 'n kroon, 'n kruis. Dat die oog glad nie gesien het nie, die hart glad nie van weet nie, Here. Dit het U vir ons op stoor gesit. Daar is nie een geloof wat hulle mens opgegaan het om 'n plek te berei nie. Ons gaan nie na 'n chaotiese hemel toe nie. U sê, U gaan om vir ons plek voor te berei. En as U weer kom, dan kom U haal net die wat aan U behoort. Ek wil daar wees, Here. Ek wil een van hulle wees. Ek wil dit wat die oog en die hart nie gesien het, wil ek gaan ervaar. En ek bid dit vanmôre op Roepersfontein, dat die Here ons gaan help, dat ons gaan strewe, dat ons gaan bid, om dit wat U vir ons voorberei het, te gaan kry, Here. En U sê, is nie mense kan nie. Sou U iets sê en dit nie doen nie. U is nie 'n mense kind nie, Here. U beloftes staan vas. En daarom sê ek vir U baie dankie.
bid vanmôre, Here, die seën van die Here op elkeen toe. Ek bid vanmôre, Here, Handelinge 2, die Heilige Gees op elkeen toe. Ek bid, liewe Here, vir 'n nuwe begeerte, 'n nuwe verlange. Ek bid vir 'n honger oor die gemeente. Ek bid dat ons sal kruip, Here, so soek ons U aangesig. Want U sê, roep my aan. Roep my aan, Here. Gee ons genade. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.